Welkom by die program waar jy effektief leer om te bid. En vir hierdie volgende halfuur gaan ek en jy lekker kuier rondom gebed en rondom die woord. Want dis die twee goed wat hand aan hand gaan, né? En dis vir my asemrowend dat ons 'n manier het om met die Here te kan kommunikeer en dat ons met hom kan praat. Dat daai lyn oop is 24 uur op 'n dag. Daar's nie tye wat die Here sê line busy, call later, or the subscriber you have dialed is busy at the moment, call later, of wat ook al. Of jy weet mos daai frustrasie van hang net aan, ons is net besig, al die oproepers is besig. Nee. By die Here het jy 'n direkte oop lyn. Ons het 'n kommunikasielyn met die Here en dit maak my so opgewonde dat ek hier kan sit en op hierdie oomblik kan ek kontak maak in my gees, kan konnekteer met die Here en ons kan kommunikeer en ons kan praat. Bid is so lekker, want bid kan jy enige plek, enige tyd doen. Jy kan dit hard doen, jy kan dit, daar's tye wat jy dit sag gaan doen. Ek hou van hard bid. Kyk, dit is vir my baie lekker om hard te bid, want dan hoor my ore en my gees hoor en als hoor wat moet hoor en die duiwel hoor ook sommer wat ek sê en dan weet hy het moeilikheid vandag. Maar as ons net kan weet dat gebed is so belangrik, maar meer as dit, gebed moet gekoppel wees aan die woord van die Here, want die woord van die Here is kragtig en sterk, sê Hebreërs 4 vers 12 vir ons, en skerper as enige deursnydende swaard, tweesnydende swaard, en dit dring deur murg en deur been, so dit kom by plekke uit waar jy nie kan kom nie. Die woord van die Here is soos 'n vuur wat net gaan en jy kan hom nie stop nie. As ek die woord begin bid, bid ek in lyn met die Here. Kom ons toets dit bietjie aan die woord. Een van my gunsteling gedeeltes in die woord van die Here is Johannes 1. Ag, ek is baie lief vir Johannes 1. En hy begin daar. Die opskrifie daar is die vleeswording van die woord. En dan begin hy sê, in die begin was die woord. So met ander woorde, waar begin alles? Waar begin gebed? Waar begin enige iets wat jy rondom jou sien, wat jy sien? Dit begin by die woord. En nou, wie is die woord? Of wat is die woord? Kom ons kyk dan nou verder. En die woord was by God. En die woord was God. Kan jy sien hoe belangrik is die woord? Die woord is nie net by God nie, die woord is God. So wanneer ek woord bid, bid ek Jesus. Ek bid wat Jesus sê. Ek bid Jesus. Ek trek Jesus af in my situasie in my omstandighede in. Ek trek hom af na my toe. Sien jy, ek trek hom af na die omstandighede. Want in die begin, dit begin by die woord, was die woord. En die woord was by God, en die woord was God. Kom ons toets dit weer eens, né? Dink nou aan die eerste boek in die Bybel, Genesis 1, die skepingsverhaal. 'n asemrowende storie. En hoe is die aarde geskep en hoe is dit gemaak? Deur die woord wat die Here gespreek het. God die Vader het gesê, laat daar. En die oomblik toe hy sê, laat daar, toe gebeur dit, want dan kom die Heilige Gees en hy begin skep wat hy hoor die Here sê. Sien jy hoe dit werk? So voor ek nie 'n woord spreek nie, voor ek nie kan sê, dis die Here se opinie oor my saak nie, dis wat die Here sê, het ek nie 'n saak om op te staan nie, daar kan niks gebeur nie. Ek dink nou byvoorbeeld aan aan Jesaja 7, vers 7 tot 9 in die Message Bible, waar hy eindig daar in vers 9, en dan sê hy, if you don't take a stand in faith, you will have no leg to stand on. So, en dis presies wat het is, die woord gee ons 'n been om op te staan, die woord gee ons voete 'n plek op die rots, 'n plek van autoriteit waaruit ek kan spreek, want dan praat ek nie meer my woorde, wat ek dink, wat ek wil, hoe ek voel nie, maar dan praat ek en ek bid wat die Here se opinie is, wat
sê die Here. Daarom kan jy eintlik nie bid as jy nie 'n woord het nie. Jy moet weet wat die Here oor hierdie situasie sê. So jy begin by die woord. Jy vra, Here, gee my 'n woord vir hierdie situasie waarin ek is. Partykeer voel dit mos vir jou, jy's in 'n situasie en dit voel, alles is teen jou en jy kry nie oorwinning en jy kry nie 'n deurbraak nie. Dan vra jy die Here 'n woord. As jy 'n woord het, het jy 'n been om op te staan. Geloof genereer geloof. Romeine 10 leer dit vir ons. So wanneer ek 'n woord het, word daar geloof in my gegenereer, want ek begin te sê, ek begin dit te verklaar, ek begin dit te bely. Dis wat die Here gesê het. Die Here het hierdie gesê. Ek begin daai woord bid. Die Here het gesê, dis wat hy vir my gesê het. Ek verklaar dit, ek roep dit, ek trek dit af. Kan jy sien wat se siklus vorm dit om die woord in jou te hê? Dis nie net Hierdie Bybel is nie net 'n goed voelboek nie. Is nie iets wat die Here gegee het net sodat jy dit moet lees om die tyd om te kry nie. Die woord is vir jou gegee as 'n wapen, as 'n been om op te staan, iets wat jou geloof genereer en sterk maak en jou geloof versterk. So, dit begin by die woord. Kry 'n woord van die Here. Hoor wat sê die Here. Dan wanneer ek dit hoor, wanneer ek hoor wat die Here sê, dan begin ek dit spreek. Maar kom, ek wil nou gou vir jou sê, van hoe hoor ek, né? Want Jesaja 30 vers 21 is 'n baie, baie mooi skrif, wat vir ons sê, en jou ore, sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy links of wanneer jy regs wil afwyk. Met ander woorde, as ek 'n woord wil kry, moet ek begin luister. Ek moet my ore instem om te luister, wat sê die Here? Wat sê die Here? Watter woord gee hy vir my? Nou baie keer vat ons net hierdie woord en dan stop ons daar. Ons doen niks met die woord nie, want nou het ek 'n woord gekry, en ek het 'n woord, en ek hou vas aan die woord, maar ons doen niks daarmee nie. Die Here gee nie net vir ons 'n woord, en dan stap hy weg nie. Die woord is die begin, onthou jy, ek het hier vir jou gelees in Johannes 1, die begin, die woord is die begin, dis die wegspringplek. As ek die woord het, is ek besig om hierdie aanvalsplan te begin. Nou begin ek met hierdie woord en ek begin, nou moet ek iets met hierdie woord doen, né? Julle is by my, jy verstaan wat ek sê. Hierdie woord moet iets mee gedoen. So wat moet ek met hierdie woord maak? Ek moet hierdie woord begin verklaar. Ek moet dit begin sê. Ek moet dit begin glo in my binneste. Kyk bietjie Jeremia 1 vers 9. Dis net so mooi. Hy sê, toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. Sien jy iets vreemds nou hier? Die Here, hy sê, die Here het sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. Nie aangeraak nie, aangeroer. Nou as ek aan roer dink, dan sien ek 'n potpap op hy stoof en jy roer vir hom. Nee, jy moet als gemeng kry. Met ander woorde, nou begin die Here my mond aanroer. Hy meng my woorde in my mond, meng hy met die woord wat hy gee, sodat dit 'n eenheid kan vorm, dat dit nie hy sê en ek sê nie, maar dat dit ons sê, want die Here spreek nou deur my. Kyk verder, wat sê Jeremia 1 vers 9, as jy my nou nie wil glo nie. Hy sê, toe het hy my mond uitgestrek, sy hand uitgestrek, en my mond aangeroer, en vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Sien jy daai sleutel? Sien jy dit raak, né? Nou vat die Here hierdie woord, wat hy gespreek het, en hy sit dit in my mond, en hy begin dit roer, en meng met die gees van die Here, en meng met hom, sodat die
regte digtheid en die regte bestanddele daar uit kan kom en die regte ding kan gebeur in my mond en dan kan ek dit begin sê. En dan sê die woord van die Here, is my woord in jou mond nie soos 'n vuur nie. Nee, dan verander daai, wanneer die woord van die Here in my mond kom, word dit 'n vuur wat die vestings van die vyand kan vernietig en destroy. Hy verwoes dit, man. En dit is so belangrik dat ek en jy dit sal onthou, dat die woord van die Here moet in ons mond wees. Maar, voor die woord in my mond kan wees, moet dit in my hart wees. Romeine 10. Julle ken daai gedeelte van Romeine 10 sommer baie goed. Nou, ons leer dit al van kindsdae af. As hy sê vir ons, naby jou is die woord. Hier in vers 8. Hy sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord. Nou onthou jy nou Johannes 1, hy sê, en die woord was by God, dis daai naby, nee, die woord was by God, dis naby. En so dieselfde met jou, die woord is naby aan jou, dis naby aan jou. Nou gaan hy verder, in jou mond en in jou hart. Die oomblik wanneer die woord in my mond kom, dan verteer ek dit en dit beland in my hart. En as dit in my hart is, hy sê, dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Kan jy sien wat gebeur met die woord as dit in my mond na my hart toe gaan? Dan begin dit geloof genereer. Want geloof is uit die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God, sê Romeine 10. Nee, so, dis hoe dit werk. Kan jy nou sien hoe belangrik is dit dat jy woord in jou lewe moet hê, dat jy moet weet, wat sê die Here? Nou moet ek daai woord vat, ek moet dit myne maak, die Here meng dit met sy bloed en met sy Heilige Gees en met sy lewe, want kyk wat sê Johannes 1, hy sê in vers 4, hy sê in hom, nou wat is nou daai hom? Dis in die woord, want Jesus is die woord, was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Sien jy wat maak die woord? Die oomblik as die woord in jou mond en in jou hart kom, dan bring dit lewe. In jou situasie kom daar lewe. In jou stryd kom daar lewe. Jy kom in oorwinning, want die Heilige Gees aktiveer lewe. Die woord van die Here aktiveer lewe in my gees en in my binneste. En nou glo ek dit, en hoe meer ek dit glo, hoe meer borrel die lewegewende krag van Jesus, wat selfs 'n dooie uit die graf kan laat opstaan. Sê die woord van die Here nie vir ons, as die krag van hom, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons woon. Man, weet jy, ons moet toelaat, hoe woon dit? Deur die woord. Ek moet my voed met die woord, en as die woord in my woon, en dit word gemeng met die bloed van Jesus, en met die krag van die Heilige Gees, dan word dit 'n wapen in my mond, waarmee ek die vyand kan oorwin. En dit maak nie saak hoe lank my battles is nie, sommiges gaan vinnig verby, ander is 'n maande stryd, miskien 'n jare se stryd, miskien oomblikke. Ek kan nie vir jou die lengte van jou ding sê nie, maar ek kan vir jou sê, hoe meer jy die woord van die Here in jou binneste begin toelaat, en hoe meer jy dit in jou mond begin toelaat, en hoe meer jy verklaar wat die Here sê, hoe meer gaan die lewegewende krag van die Heilige Gees deur jou begin vloei, en hoe meer gaan daai twee snydende swaard in jou lewe effektief begin werk, en die vestings van die vyand tot niet maak in jou lewe, in die naam van Jesus. Maar ek moet dit begin bely, ek moet dit begin glo, ek moet dit begin beleef. So, nou sê baie mense, ja, maar ek kan nie bid nie. Nou, 'n eenvoudige ding vir my. Man, jy hoef nie, mense dink, bid is verskriklik ingewikkeld en verskriklik moeilik, en jy moet so heilig wees wanneer jy bid, en jy moet, ek weet nie wat als nie. Maar bid is so eenvoudig, want as jy kan lees,
Ek sê altyd dan vir hulle, as hulle vir my sê, maar ek kan nie bid nie, sê, kan jy lees? Nou, ons kan lees. Vat die woord van die Here, begin dit hardop lees. En die woord, veral as jy in die psalms rondblaai, en jy begin, soos Psalm 119 byvoorbeeld, asemrowende gebede, wat Dawid gebid het in Psalm 119, en as ek daai goed hardop begin lees, en ek begin dit my gebed maak, en ek begin daai verklarings te maak, dan begin daai goed in my hart inkom, want dit is nou in my mond, nou sak dit na my hart toe, nou kom lê dit hier in my hart, en die oomblik wanneer dit in my hart begin lê. 'n Hart is 'n teken van lewe. Dis die orgaan wat bloed na al jou organe in jou liggaam toe pomp, né? So dis die orgaan van lewe. So sien jy wat gebeur wanneer die woord in jou hart kom lê, dan begin dit lewend raak en kragtig raak en skerper raak as enige tweesnydende swaard. En dan dring dit deur murg en deur been, en dan kom jy in oorwinning in die naam van Jesus. Want as jy moedeloos raak, dan die eerste ding wat jy doen, is begin weer dink aan die woord wat die Here vir jou gegee het. Wat het die Here vir jou gesê oor hierdie situasie? En die oomblik as ek weer daai woord in herinnering roep, skep ek moed. Dit werk vir my. Ek skep onmiddellik moed, want ek weet, die Here kan nie lieg nie. Die woord kan nie leeg na hom toe terugkeer nie. Die woord sal voorspoedig wees in dit waartoe hy dit stuur. Die woord is die Here, en die Here kan nie faal nie. Jy sien, dan kry ek moed, dan skep ek moed, want ek weet, die Here is in hierdie saak. En dan kan ek vashou, en dan kan ek weet, U is by my. Never failed me yet, never failed me yet. En ek wil jou vandag bemoedig, ek wil jou vandag in hierdie dag wat voor jou lê, en miskien verby is en jy's bang vir môre, wil ek vir jou sê, hou vas aan die woord van die Here, want die woord van die Here is dit wat jou sterk maak, is dit wat geloof in jou gees genereer en jou spiere begin sterk maak, dat jy kan staan. Die woord is 'n been waarop jy staan. As jy nie die woord het nie, het jy nie bene om op te staan nie, dan is jy lam, en wanneer jy lam is, kan die vyand met jou mors, kan die vyand te kere gaan met jou, maar as jy woord het, maak dit jou 'n reus in die gees, en jy moet dit weet, jy moet dit besef, nou kyk nou gaan hy verder, hier in Johannes 1 vers 3 sê hy, alle dinge het deur hom ontstaan, en die een ding het ontstaan, en het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Kan jy sien? So uit die woord uit het alles oorsprong. Jou oorwinning lê in die woord. Jou deurbraak lê in die woord. Jou krag lê in die woord van die Here, want dis die woord wat jou lewend maak, dis die woord wat jou kragtig maak. Daarom is dit so belangrik, dat jy in die goeie tye, die rustige tye, jou moet voed met die woord van die Here, sodat wanneer die storm om jou losbrand, en dit breek om jou, en dit woed hier rondom jou, en die blitse slaan, dat die Heilige Gees jou kan herinner aan die woord van die Here, en sê, maar ek het dit gesê, ek het dit vir jou gesê, en ons staan op daai woord en op daai belofte, dan word dit makliker om op die woord te staan, en baie keer gee die Here vir jou meer as een skrif waarop jy kan staan. Wat ek gewoonlik doen, as ek in 'n krisistyd, in 'n krisissituasie is, dan wil ek die woord voor my oë hê, dan skryf ek dit vir my mooi uit, of ek tik dit op 'n rekenaarpapier uit, en ek lamineer dit, en ek sit dit teen my kombuiskaste vas, en wanneer ek, of teen my klerekas, of waar ek ook al is, of oral in die huis,
En dan, as sê nou maar ek staan en kos maak, of ek maak koffie, en ek kyk na daai kas, dan staan ek daar, en ek begin daai woord hardop te lees, en te verklaar, en sê, Here, dis wat u oor hierdie situasie sê, ek verklaar u woord, ek trek u woord af na hierdie omstandighede, ek sien dalk niks nie, maar ek staan op die woord en die belofte van die Here. Dink aan Josef, hy het 'n woord van die Here gekry, het hierdie droom gekry, maar toe die droom in vervulling begin kom, het dit gelyk, o Griet, nee, hier's groot moeilikheid, hierdie droom en die pad waarop ek loop, is nou in twee verskillende rigtings, dit voel nie, jy gaan uitkom waar jy moet uitkom nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, moenie ophou lees aan jou storie, voordat jy nie by die einde gekom het nie. Josef was wel in die tronk en deur al hierdie goed, maar hy bly vashou aan die woord, en die woord van die Here het hom getrou en waaragtig bewys, en hy het bly staan, want die woord van die Here kan nie leeg terugkeer nie. Die woord kan nie misluk nie. Dit kan onmoontlik nie misluk nie. Nou, vat hierdie woord, staan daarop. Weet jy wat, ek gaan partykeer so ver, dat ek selfs op my stoel klim. Ja, ek klim op 'n stoel, en dan verklaar ek die woord van die Here, en dan sê ek, dis wat die Here sê. Dis wat die Here sê. Ek tel myself so bietjie hoër as die vyand, en ek sê, jy's onder my voete, ek is hoër as jy, die Here se krag in my, het my hoër gemaak. So ek hoop vanmôre, vandag se geselsie, het vir jou baie beteken, en ek vertrou dat jy in die woord sal kom, en dat jy die Here sal vasgryp, en dat jy die woord van die Here joune sal maak, en dat die woord van die Here in jou sal lewe, en dat jy sal sterk word in die Here, en dat jy spierkrag sal kry in die Here, en dat jy sal weet, He has never failed me yet. En as jy nog van hierdie goed wil weet, ek het 'n oulike boekie geskryf, en sy naam is Klim op jou stoel, so jy kan ons kantoor kontak, of jy kan vir my kontak, en dan kan jy daai boekie kry. En dan leer ek jou hoe om die woord van die Here te vat, hoe om te bid, hoe om te staan op die woord van die Here. Mag jy geseënd wees, mag die guns van die Here jou omring, mag dit soos 'n muur om jou staan, en mag die vyand soeg voor die woord van die Here, want die woord van die Here staan vas tot in alle ewigheid. Dis onwankelbaar. Die woord is vir ewig en vir altyd. Ek is lief vir die woord, en my gebed vandag vir jou is, dat hierdie woord in jou lewend sal word, dat jy 'n liefde vir die woord sal kry, dat jy 'n hart vir die woord sal kry, dat jy 'n passie vir die woord sal kry, tot eer van die Here. Die Here seën jou, en jy groei in die Here. Wees geseënd.